Dit was 'n aanduiding dat die hof vir Mbeki se regering, as hy nie verander nie, later sou beveel om antiretrovirale beskikbaar te maak. So dit was 'n geweldige belangrike besluit van die konstitusionele hof teen die Mbeki regering. Ek is Pieter Steyn. Kom ons gesels land en sand. Regter Edwin Cameron, baie dankie dat jy tyd ingeruim het om vanoggend land en sand met ons te gesels. Jou jongste boek Behind Prison Walls is onlangs bekendgestel en dis 'n boek waarvan jy 'n medeskrywer is en wat voortvloei uit jou werk na jy afgetree het as die inspekterende regter by korrektiewe dienste. Hoekom het jy en jou twee kollegas Rebecca Gore en Suella Shurajpal besluit dis nodig om 'n boek oor Suid-Afrika se gevangenes te skryf? Groot plesier om hier te wees en met die luisteraars. Pieter, dankie. Die boek was vir ons nodig want ons het op 'n dwaalspoor gegaan in ons demokrasie. In die eerste parlement in 1998. Ons het ons vertroue geplaas in gevangesetting, groter en groter toename in gevangenis, en ons het die belangrike dele van misdaadbekamping daarmee prys gegee. So die boek is 'n bepleitingsboek, 'n advocacy boek oor gevangenishervorming en oor die dwaalspoor wat ons geloop het met ons misdaad, met die geweldige geweldsmisdaad wat ons almal tuister. En daar's baie interessante goed wat hulle uitlig in die boek Probleme en so aan. Een daarvan is die oorvol tronke. Ja. En onlangs het die minister van korrektiewe dienste Pieter Groenewald gesê lyfstraf is dalk een van die oplossings vir hierdie oorvol tronk probleem. Voor jy regter geword het, was jy 'n menseregte prokureur en advokaat. Wat is jou mening oor hierdie lyfstraf? Dis 'n goeie debat wat die minister geopper het, maar ek dink is verkeerd. Ek dink dis 'n verkeerde voorstel. En die fundamentele rede is dat dis nog geweld by 'n gewelddadige samelewing. En ek geniet dit om hierdie woorde te gebruik. Die minister wil hê ons moet jong mans bliksem en moer. En dis twee mooi Afrikaanse woorde. En dis waaroor dit gaan. En dit gaan net bydra tot geweldspleging in ons land. Dit is reg, die minister opper die debat, omdat die alternatief gevangesetting in oorvol tronke waar jy ontbloot word aan kieme en bendes en seksuele gevaar, hy's reg om dit te opper, maar ons dink nie dis die oplossing nie. Dis interessant dat jy nou na jou aftrede uit die konstitusionele hof as 'n konstitusionele hofregter by gevangenisse beland het, want een van jou vroegste herinneringe was met jou suster Laura se begrafnis, toe jou pa wat self, ek dink hy was in Sonderwater, by die begrafnis opgedaag het met twee korrektiewe beamptes weerskante van hom. Dit was 'n skreiende ervaring gewees en een wat diep in my gemoed gebly het. Ek was nog nie 8 jaar oud nie, amper 8 jaar oud. En ek het later Sonderwater toe gegaan, my eerste inspeksie nadat ek aangestel is as inspekterende regter was by Sonderwater. En die plek waar hy aangehou sou gewees het as 'n blanke man, misdadiger, gevonniste, is aan my uitgewys. So dit is 'n diep familie herinnering en ook 'n persoonlike belangstelling en 'n diep emosionele belangstelling in die welvaart en die effek van tronke. Is gevangesetting effektief as misdaadsbekamping? Dis 'n komplekse vraag, maar dis 'n belangrike vraag. En dit was ook jou eerste soort van herinnering om met die reg te doen gehad het. Ja, dit is vir my as 'n jong seun was dit nogal 'n diepsinnige kwessies wat dit geopper het. Ek en my oorlewende suster Jeannie wat nou nog vir my sorg. Sy's nog my ouer sus. Ons was toe in die kindertuis gewees en baie van die ander kinders het ook soos alle Suid-Afrikaners, nie net blanke Suid-Afrikaners, wesies, blanke wesies in die 60s nie, maar alle Suid-Afrikaners gesinne het ervaring van gevangesetting en van arrestasie en van aanklagte, meestal met die paswette onder apartheid. So dit was nie 'n vreemde ervaring vir 'n Suid-Afrikaanse kind nie, maar dit het nietemin 'n baie diep indruk op my gemaak en my later laat wend na regte as 'n studieveld en toe as 'n beroep. Maar ek wil net so 'n oomblik stil staan by jou pa. Hy was in Sonderwater gevangenis vir motordiefstal. Ja.
om 'n pa in 'n gevangenis te hê, wat 'n invloed het dit op 'n kind as jy nou terugdink? Pieter, daar's nie 'n goeie Afrikaanse woord vir die woord shame nie. Dis nie skande nie, dis nie skaamte nie. As jy die woord ken, sê dit nou vir my en vir ons luisteraars. Maar die gevoel shame is 'n diepsinnige woord en ek het met shame groot geword. Eers oor my pa wat in die tronk was, dan snaaks genoeg oor die kindertuis. Ek het eers baie jare later, toe ek klaar 'n regter was, daaroor gepraat dat ek in 'n kindertuis was. En toe toe ek ontdek het in my tienerjare dat ek 'n gay is, 'n moffie is, ek sê nou die woord moffie met trots. Maar 'n gevoel van diepe shame en stigma. So dit my groot word en my gewaarwordings as mens het dit baie diepe invloed. Maar interessant ook, jou pa was in die Tweede Wêreldoorlog en jy skryf hy was baie lief vir woorde en vir taal en hy was toe op die ou end 'n krygsgevangene wat Italiaans geleer het. Het daai invloed van die oorlog. Kyk, 'n mens kan seker nie verskoning maak vir alles nie, maar ek meen elke ding het 'n aanloop en so aan en 'n gevolg. Dink jy dit het 'n invloed gehad op hom? Baie beslis. Hy het teruggekom van die Tweede Wêreldoorlog as 'n drankverslaafde alkoholist en hy kon dit nooit erken nie. Daar ook het shame, skaamte, skande 'n rol gespeel. Hy kon nie daaroor praat nie. Ek het hom een keer as tiener daaroor gevra en hy het geweier om daaroor te praat. So hy was of in 'n sobere fase waar hy ontken het dat hy drankverslaaf was of hy was hopeloos onkapabel van die drank. So ek dink dit gaan wel terug na sy Tweede Wêreldoorlog ervarings waaroor hy ook nie wou gesels nie. Vertel ons van jou ma. My ma was 'n Afrikaanse vrou, Schoeman. Die Schoemans en die Spiese het uit Oudtshoorn gekom. Ek hoop jou luisteraars hoor dit. En haar jonger broer was 'n vermaarde skrywer. Hy is bekend as Karel, maar ons het hom Tromp genoem want hy is op Trompsburg gebore en dit is sy familienaam gewees. So Afrikaans is my moedertaal en ook my eerste taal. Lank terug het Engels natuurlik baie van ons se voertaal geword. Maar my ma sy was nie in staat om na ons om te sien nie. En sy het kinders gehad, een weggegee in aanneming en toe vir my gebaar toe sy teruggegaan het na my pa toe, na hulle geskei is, toe trou hulle weer, toe skei hulle weer. So 'n onstabiele en nie gemaklike ervaring van ouerskap en van familielewe nie. Maar jou ma was onverbiddelik dat jy na 'n baie goeie skool toe gaan. Maar voor ons by die skool kom, net oor Queenstown en die kinderhuis in Queenstown, hoe was dit? Ek is nou nog in verbinding op 'n groep van jong mense, ons is nie meer jonk nie, ons is almal in ons 60s en 70s wat in die 60s in die kindertuis op Queenstown was. Ek dink dit was baie van my tydgenote daar praat met deernis daarvan. En dit was nie vir my 'n deernisvolle ervaring nie. Het was vir my baie moeilik. Ek dink Laura se dood aan die einde van ons eerste jaar in die kindertuis was 'n slag waarvan ek het nie tot besinning daaroor gekom. Ek het haar nie gerou totdat ek 'n volwassene was nie. So vir my was dit 'n baie moeilike tyd. Ons is versorg. Ons het kos gekry, ons het klere gekry. Ons het elke tweede Saterdag is ons 'n tikkie gegee om te gaan fliek kyk in Queenstown. So dit was ons is nie mishandel nie. Ons het wel lyfstraf gekry, maar dit was gewoon geweest daardie tyd. Maar vir my subjektief was dit 'n baie moeilike ervaring. Ek dink vir my sus Jean ook. Jy skryf ook as jy dan nou by jou ma gaan kuier het vakansies in Bloemfontein want dit was nader aan Queenstown. Het jy soms by die Arthur Nathan swembad gaan swem daar op die bopunt van Wesburgerstraat. Maar in daai tyd, en dit het ook 'n baie groot invloed op jou lewe gehad, het daar 'n vrou aan julle deur kom klop en vir jou 'n koevert gegee en dit was op Johnny se verjaarsdag. Ja, dit is so en dit het ook 'n baie diep verregaande profunde indruk op my lewe gemaak. Dis welgestelde vrou, baie netjies geklee en met boakskoene en 'n Mercedes buite die Lucieshuis waar ons gebly het in 'n groot kamer met 'n buite badkamer. En sy het gevra na my ma, is dit die Camerons? En ek het gesê ja. Sy het toe vir my 'n koevert gegee. En
Ons het dit oopgemaak en binne in die koevert, dis nou 1963, was 'n R10 noot, wat die ekwivalent nou is van 700 of 800 rand. Dit het 'n ontsettende verskil aan ons gemaak. Ons kon 'n verjaardagkoek vir Jeannie gaan koop. Moenie mense kritiseer wat hulle fondse, beskikbare fondse op klein luukses bestee nie. En ons kon goed koop om terug te gaan Queenstown toe, maar die aard van die ongevraagde, onverwagte tussenbytrede van die weldaad, van die goeie bedoeling, van die liefdesgebaar het 'n baie diep indruk op my gemaak. En dit is tot vandag toe nog, is dit vir jou 'n bepaalde ding in jou lewe wat gebeur het? Baie beslis. En die les wat ek daaruit geleer het is, wat 'n groot verskil, selfs 'n klein gebaar van die van ons wat het, kan maak aan die wat nie het nie. En mense kan dit op baie maniere doen, en daar's verskeie wyse. En ek dink, Suid-Afrikaners is gewoond om sulke dade te doen. Ek dink, the charity impulse onder Suid-Afrikaners, wit en swart, is hoog. Soos ek nou nog gesê het, jou ma was dead bend daarop dat jy moet na 'n baie goeie skool toe gaan, en jy het gepraat van Grey en Kes en so aan, maar jy's op die ou end Pretoria Boys High toe. Ja. Vertel ons daarvan, hoe was die ervaring in Pretoria Boys High? Dit was vir my lewensveranderend, maar laat ek eers sê dat my sus Jeannie, wat 3 jaar ouer as ek is na 'n kommersiële hoërskool op Bethlehem gestuur. Sy was die meisie gewees en sy het nie dieselfde loopbaanverwagtinge is nie aan haar toegeskryf nie. Sy moes later haar universiteitsmatriek inhaal en deur die NISA 'n graad bekom, maar ek as seun is voorgetrek en dit het ook 'n indruk op my gemaak, die onbillikheid daarvan. Maar Pretoria Boys High was lewensveranderend. Dit was 'n ongelooflike skool. Dit is nog op hierdie koppie deur Herbert Baker ontwerp, terselfdertyd as die Uniegebou, pragtige gebou, pragtige gronde, sportvelde en 'n hoë standaard van akademiese toewyding. Uitstekende, maar die beste leermeesters wat ek nog gehad het, as ek Pretoria Boys High, Stellenbosch en Oxford alles in ag neem, was nog van my leermeesters op Pretoria Boys High. Was dit lekker vir jou en was die akademie vir jou lekker? Nee. Nee, ek was 'n miserabele adolescent. Ek het in die jaar, binnekort nadat ek by Pretoria Boys aan standaard 7 vorm 2 aangekom het ek tot my absolute afgrys en my horreur besef dat ek 'n moffie is, 'n gay man is, 'n gay seun is, en dit het my oorstelp laat voel. So ek was 'n bekommerde, harde werker en ek was absoluut in vrees dat mense vir my 'n sissie of die ander neerhalende terme. Dis hoekom ons nou die terme moffie en queer en faggot het ons reappropriate, ons het dit ingeneem, omdat daardie terme so diep neerhalend was. So ek het dit geweldig gevrees. En ek dink as 'n seunskool omgewing is ook nogal seksisties en nogal homofobies, omdat daar so onderdrukte erotika onder jong seuns is. So die skool was vir my wonderlik en ek het daar gepresteer wat my gehelp het om 'n beurs te kry na Stellenbosch en Stellenbosch het my gehelp om 'n beurs te kry Oxford toe. So dit was die begin van 'n groot verandering in my lewe en ek is oneindig dankbaar daarvoor en ek is nog betrokke by die skool. Maar of my 4 jaar daar vermaaklik en genotvol was, sou ek nee sê. Dis interessant, jy het nou gesê standaard 7, maar jy was toe 15 jaar oud en toe het jy na 'n radioprogram, 'n Sondagaandprogram op die Engelse radiodiens geluister en dit het jou eintlik baie angs laat kry, die program, en toe jy besef dat jy gay is. Ja. Dis die eerste keer dat daar is wel, as ek nou terugdink, ek onthou daar was 'n tweelingbroer van Dordrecht wat 2 baie fyn mans wat ek nou sou erken as homofiele. En ek onthou iemand het na my ma 'n neerhalende opmerking by die seuns gemaak. So maar my eerste gewaarwording van hierdie ontsettende fenomeen dat iemand aangetrokke kan voel tot hulle eie geslag, dit het daardie Sondag aand op die SAIK gebeur. Saam met dit,
toe jy baie jonk was, ek dink jy was 4 of 5 of 3 of 4, het jy 'n teddybeer gekry en jy moes klere maak en daar het jy ook van genderrolle bewus geword toe jou ma vir jou vra wat se klere wil jy vir die teddybeer hê wat sy sou maak. En toe sê ek vir haar ek wil 'n vrokkie hê, 'n romp. En sy het met afkeer gereageer. Maar dit is die ervaring van baie homofiele mense, mans en vrouens, dat hulle van kleins af herken. Ek het van 3 jaar oud af geweet dat ek anders is. En dit probeer wegsteek. En veral op Pretoria Boys, die seuns alleen omgewing van die skool. So ek het 'n besef gehad van vroegtyd af dat ek anders is en daardie herinnering is een manifestasie daarvan. En jy's toe Stellenbosch toe, ek dink Anglo-American het vir jou beurs gegee en jy Stellenbosch toe 'n baie ruim beurs. Vir die eerste keer in my lewe het ek geld gehad om te spandeer. Dit was wonderlik geweest. Ongelooflik. En Stellenbosch, hoe het jy dit ervaar? Want jy het toe later primarius van Wilgenhof geword en saam met Ruda Landman was jy die linkses op die SR op die studenteraad. Wel, ek moet sê ek het eendag by 'n Stellenbosch funksie waar Ruda en JP teenwoordig was, het ek gesê ek was 'n mak Engelsman op Stellenbosch, wat ek nog dink. En Ruda sê toe uit die gehoor, daarom nie so mak nie. Toe sê ek ewig dankbaar vir haar en ek bedank Ruda nou nog. So ek sou ons nie as linkses beskryf nie, ek sou ons as averegses beskryf. En Ruda en ek was beide baie versigtig geweest en dit was vir my ook deel van my politieke gewaarwording dat ek te stil gebly het op Stellenbosch. Ek is nog baie trots op die feit dat ek primarius van Wilgenhof verkies is. Ek moet sê dat in my tyd was daar nie vergrype gewees nie. Ons doop was vir spesifieke redes, was eintlik baie humorvol geweest. Dit was baie snaaks geweest. Ek erken dat daar later vergrype was, maar Wilgenhof was vir my 'n funderende ervaring in my volwassenheid. Oor Stellenbosch in die algemeen, moet ek sê, sonder om neerbuigend of neerhalend te wees, dit was nie akademies uitdagend nie. Ek het Latyn en Engels in die regte gedoen. Daar was baie bekwame mense in die regsfakulteit, veral die jong mans, van wie Max Loubser tragies 'n week of 2 terug oorlei het, en Gerard Libbe en Fritz Brandt, my kollega Fritz Brandt, gelukkig nog lewenskragtig is. Maar Pretoria Boys in Oxford was vir my intellektueel groeipunte en uitdagings ervarings geweest, maar nie Stellenbosch nie. Voor jy Stellenbosch toe was jy in die weermag en daar het jy 'n hofsaak begin bywoon oor 'n Anglikaanse kerkleier. Terwyl jy op die weermag is, het jy in die hof gaan sit in Pretoria. Ek dink Kentridge was die advokaat en dit het 'n baie groot invloed op jou gehad. Ja. En dit wat saam met die ervaring toe jy klein was by die begrafnis van jou suster, uiteindelik gelei daartoe dat jy toe nou regtig in swat het. Dit was 'n sonderlinge verhoor geweest van 'n hooggeplaaste kerkman in die Anglikaanse kerk, die Dean of Johannesburg. Ek weet nie wat mense in Afrikaans sê nie. Jy sou nie sê dekaan van Johannesburg se kathedraal nie. In elk geval, en hy is daarvan beskuldig dat hy die ANC ondersteun het. En hy is skuldig bevind deur regter Piet Silje, regter-president Piet Silje, maar toe vrygespreek op appel in die destydse appelhof. Maar Kentridge se kruisverhoor het 'n baie diep indruk op my gemaak. Dit was, mense dink dat kruisverhoor 1 of 2 slim vrae is, waar jy lokval vir die getuie stel. Is nie so nie. Dit is 'n baie stelselmatige, langsame, moeisame proses. En Kentridge was briljant daarmee. Hy het uiteindelik by 'n punt gekom, na 2 of 3 uur van kruisverhoor, waar die getuie belangrike toegewing maak. So dit was vreeslik interessant en ook dramaties, ja, want die minimumvonnis was 5 jaar gevangenisstraf sonder opskorting. En dis wat regter-president Piet Silje toe gevel het oor die Dean of Johannesburg. So dit was 'n baie dramatiese ervaring geweest. Ek het 'n uur hier en 'n uur daar van my apparatusdiens daar weggesteel. Kom ons gesels gou oor Oxford. Jy het ook met 'n Rhodes beurs, dink ek, daar gaan studeer. Ja. Vertel ons van Stellenbosch na Oxford en die ervaring in Brittanje.
Dit was vir my absoluut pivotal. En ek het op Stellenbosch, ek sal nie vir Ruda praat nie, maar ek was gesluierd geweest. Ek was nie uitgesproke geweest nie. En van my tydgenote was Nika Steytler, wat nou 'n regsprofessor by IWK is, en ander mense was baie meer uitgesproke. Ek was versigtig want ek was so ambisieus. En dit is nou tot nou toe 'n bron van skaamte vir my, shame, daardie woord weer. Maar dit het my gehelp en geleer. En ek kom in Oxford aan in 1976 en 'n jaar later was die moord op Steve Biko. En dit was 'n verskriklike tyd en daar was toegeslaan op die media 'n maand later na die moord op Biko. Die minister van Justisie, Jimmy Kruger, se reaksie daarop was liderlik geweest. En ek het toe begin lees oor Biko en gesien dat hy 'n besonder insigvolle man oor rasseverhoudings was. En sy pro-swartheid was glad nie anti-wit geweest nie. Hy wou gehad het dat swart mense in Suid-Afrika hulle eie selfvertroue en hulle selfbeeld opbou. En dit het hy gesê moet hulle op hulle eie doen. Black man, you are on your own. Hy het gepraat van die inferiority kompleks, die minderwaardigheidskompleks van swart mense in Suid-Afrika as gevolg van die eeue van onderdrukking en van stigmatisering van hulle ras. En dit was 'n absolute gewaarwording vir my, revelation, 'n openbaring. Daar's 'n mooi Afrikaanse woord. En toe daarmee saam het 'n jong man, die eerste swart man op die Bailey-beurs. Die Bailey-beurs Engeland toe was 'n 3 maande lange gemakstoer vir SR-leiers van al die universiteite. En die eerste swart universiteit wat wie se nominasie goedgekeur is was Louisa Nonga, wat 'n briljante wiskundige van Fort Hare was. En Louisa Nonga en ek het een wintersaand in Rhodes House op Oxford ontmoet. Dit het buite gesneeu, ijskoud geweest. En ons het 'n vriendskap gesmee wat nou nog amper 50 jaar later 'n intieme vriendskap is, en 'n hegte vriendskap, en ek's lief vir Louisa, en hy sê vir my, "You are my favorite Umlungu." So, maar dit het diep veranderings gemaak, en dit was die oomblik toe ek besef dat ek nie soos op Stellenbosch gesluierd kan bly nie. Ja, hy het later toe rektor van Wits geword, dink ek, en jy was toe voorsitter van die universiteitsraad. Wat tot alle rande samesweringsteorieë aanleiding gegee het, wat nie waar daar was nie. Hy was 'n uitmuntende akademikus en 'n man van groot moed en heldhaftigheid. En sy voorganger was 'n absolute ramp geweest, maar ons sal nie daarop ingaan nie. Jy het nou genoem dat jou politieke ontwaking soort van plaasgevind het of jou oogklap het amper afgeval terwyl jy by Oxford was. Maar ook interessant vir my is, jy's baie lief vir Latyn geweest en jy het amper nie daar regtig geswat nie, jy het amper Latyn gestudeer op Oxford. Ek het vir 3 maande op Oxford het ek aangekom, en dit was deel van hoekom ek verander het. Hulle het my in my kamer gelos om vir 3 maande my Grieks op te vang, my oudtydse Grieks. En toe het ek na 3 maande oorgeslaan na law toe, en dit was die gevoel, die soeke na iets nuttigs vir ander mense. Ek sê nie dat die letterkunde nie nuttig is vir mense nie. Dit is 'n deel van ons almal, die kultuur, en dis 'n baie funksionele deel van ons samelewing, maar vir my het die regte 'n meer praktiese manier aangebied. Ek het 3 jaar van voorgraadse regte op Stellenbosch gedoen, en toe het ek verander na regte op Oxford. En terug van Oxford het jy toe nou 'n praktyk eintlik begin, 'n privaat praktyk in Johannesburg, maar op die ou end is jy oor Kels toe, the Centre of Applied Legal Studies by Wits. Ja. En interessant genoeg, dit is deur professor John Dugard begin. Kom ons praat oor Kels en jou praktyk wat jy daar gevestig het. En dis waar toe nou eintlik jou menseregte werk begin het. Ek het 3 jaar by die Balie gehad in Johannesburg, waar ek dankbaar is. Ek het algemene werk gedoen, maar ook met die fokus op menseregte, anti-apartheid werk. En toe nooi John Dugard vir my Kels toe, en hy was 'n mentor gewees en 'n held, en hy is eintlik die aanvoerder wat agter die Suid-Afrikaanse saak teen Israel lê.
En hy het 'n geweldige akademiese navorsing en publikasies oor apartheid in Israel en die verslawing en onderdrukking van die Palestynë. En dit was vir hom opmerklik dat ooglopend van die begin af dat daar 'n mensenslagting in Gaza plaasvind, wat ek dink nou oor en oor bewys is, ten spyte van al die leuns wat ten alle koste Israel wil verdedig uitpraat. Maar ek het 8 jaar by Kells deurgebring en ek het nog algemene praktyk gehad, maar ek het akademiese salaris gehad. Ek onthou dit was R3.400 'n maand. En dit het daarom my verband op my skakellysie in Brixton het dit betaal. En dit was 'n geweldige lonende tyd. Dit was apartheid was besig om te verbrokkel, maar die howe het ook verbrokkel, veral die Appelhof onder hoofregter Roem Ventura, hoofregter Rabie, het meestal baie kwaai pro-apartheid beslissings gevel. Maar daar was nog heelwat regters, insluitende regters in die Appelhof, wat anti-apartheid uitsprake gegee het, as hulle gedink het dat die reg, die law dit toelaat. En trouwens die paswette is in 1982 en 83 deur 'n bank van 5 wit mans, Afrikaans sprekend meestal, onder hoofregter Roem, is daardie paswette onmoontlik gemaak om uitgevoer te word deur 2 beslissings van die Appelhof. En dis hoe die paswette uiteindelik in onbruik verval het en dat hulle onafdwingbaar geword het. So ons het baie interessante werk gedoen. Dit was soms baie senuitergend geweest, maar baie die moeite werd. Dis interessant ook hoe daar eintlik van die laat 50s deur die 60s, 70s en 80s hoe regsgeleerders, jy praat onder andere van Arthur Chasselson en so aan, selfs voor dit Bram Fischer, hoe hulle slim argumente en die hofproses slim gebruik het. Een voorbeeld wat nou algemeen bekend is die ANC wat verban was en hulle Mandela en sy vennote kon nie iets sê in die openbaar nie, maar hulle kon in die hof en so aan. So daai hele tydperk het eintlik vir die regsberoepe baie interessante en 'n baie slim taktiese en strategiese maniere soort van die grond gelê daarvoor. Baie beslis. En ek dink ons luisteraars sal belangstel hierin. Dit het gekom, die feit dat die howe nogal soms 'n sterk element van onafhanklikheid en trots gehandhaaf het, was te doen met Afrikaner geskiedenis, dat die Afrikaner gesag in die apartheidsregering het geglo dat hulle 'n lig hier aan die suidepunt van Afrika in 'n vasteland van donker is. En die law, die Romeins-Hollandse reg, was deel daarvan, 'n trotse erfenis wat die apartheidsregering nie heeltemal wou verbrou of van afstand doen nie. So regter Roem self het vir Mandela toe hy in die Hooggeregshof in Pretoria gesit het, vir Mandela 'n opgeskorte vonnis gegee. En 2 ander regters het geweier om vir Mandela van die rol van prokureurs te skrap, omdat hulle gesê het sy aanmanings aan sy volgelinge om die wet te verbreek, was vir 'n morele oogpunt. Dit was nie regsverbreking, wetsversaking, verbreking vir 'n immorele doel nie. So baie interessant en dit het aangehou tot die laat 80s was daar genoeg beslissings dat Mandela, hoewel hy geweet het dat apartheidswetgewing veral en ook apartheid gemeenereg soms gebruik is om swart mense te onderdruk en onderdanig te hou, het hy nietemin besef dat daar genoeg ruimte in die apartheidsreg bestel was om daarop te bou. Daar was 'n goeie debat gewees daardie tyd van 1991, einde 91 af, toe die lawyers begin by mekaar, die regsmense by mekaar gekom het. En wat gedoen is in Kenia byvoorbeeld, daar was soveel korrupsie onder die regters in Kenia, dat redelik onlangs, in die afgelope 10 of 12 jaar, is daar 'n kommissie insluitende met Suid-Afrikaanse regters, Albie Sachs en ek dink ook Johan Kriegler. Hulle moes hulle bankstate voorbring,
So dit was ook 'n manier geweest dat jy 'n vetting proses kon gehad het oor regters en daar is besluit daarteen. En ek wil een ding ook vir die luisteraars vertel, Pieter. Regter Kees van Dijkhorst het voorgesit in een van die naaste verhore wat gegaan het oor die Sebokeng opstand, waar die Sharpeville 6 ook deur 'n ander regter te dood veroordeel was in September 1984. En baie van ons het gedink, ek ook, dat hy nie reg opgetree het in die verhoor nie. Hy het 5 beskuldigdes beskuldig bevind in Robben Island gestuur. Die ander naby 15 of 20 het hy vrygespreek. Maar na die oorgang was een van die wat hy skuldig bevind het, Popo Molefe, het hy die premier geword van die Noordwes. En na hy sy eed geneem het in die middel van, dit was 'n wintersdag gewees, 1994, het Popo in Mafeking 'n groot viering gehou, waarna toe hy regter van Dijkhorst genooi het. En wonderbaarlik vir my en baie ontroerend vir my, aandoenlik vir my, het regter van Dijkhorst gekom. Hy is toe genooi deur Popo Molefe om iets te kom sê. Ek kan nie onthou wat hy gesê het, en dit is baie jammer dat dit nie opgeneem is nie, maar hy het nie hand in eie boesem gesteek en gesê ek selfkastyding nie, maar hy het 'n baie sobere reflection gegee, waarin hy sy eie aandadigheid erken het. Dit was baie ontroerend en daar is miskien iets in die argief, of miskien het regter van Dijkhorst 'n skripsie gehad van wat hy gesê het. Ek weet hy is nog goed en gesond in Pretoria, maar dit was vir almal ontroerend, dat hierdie vel regter, regter van Dijkhorst kon grimmig wees, dat hy gekom het, en hierdie oorwegend swart gehoor, waar daar net 'n paar los blankes hier en daar was, kon met soveel diepsinnigheid en eerlikheid praat oor sy rol in die verhoor en in apartheid. Daar was baie sake wat baie belangrik is, waar jy opgetree het, mylpaalsake kan mense dit noem. Maar een van die baie belangrikes, dink ek, in Suid-Afrika om baie redes, was die saak van Barry McGarry van Brakpan. Kan jy ons kortliks daarvan vertel, want hy is aanvanklik toe nou sy aansoek van die hand gewys in die Hooggeregshof deur 'n waarnemende regter, maar dis toe appelhof toe en daar het ook die hele ding eintlik afgespeel. Kan jy ons kortliks vertel daarvan? Barry McGarry was 'n jong man met 'n gade, Johan Jansen van Vuren, wat 'n sakeman was in Brakpan, ook in Nylstroom. En hulle wou 'n besigheid begin, of hulle het 'n besigheid begin, en hy is vir 'n assuransie ondersoek na sy dokter toe, wat ook 'n huisvriend was, en daar is bevind dat hy HIV het, HIV positive. Die dokter het hom maandag ingelig. Die woensdag het die dokter 'n gereelde golfspel in die Brakpan area gehad met 2 kollegas, 'n ander huisdokter en 'n tandarts. En in die loop van die golfspel het hy vir die ander 2 gesê dat Barry McGarry HIV positief was. Die Vrydag aand was daar 'n onthaal en Brakpan se gegoede gemeenskap is miskien nou nog, maar dit was toe 35 jaar terug nogal klein. Barry het aangekom en onmiddellik geweet dat almal in daardie vertrek weet dat hy HIV het. Een van sy beste vriende het toe kom getuig, ons het daar geroep, baie imposante, gegoede vrou van Brakpan, en Barry het vir my vertel dat sy geweier het om hom te soen. En sy het in haar getuienis in Afrikaans het sy gesê, ek het gesê, wel, hoe het u gereageer toe Barry na u toe kom daar, en toe sê sy, baie mooi vroom Afrikaans, ek het vir hom die wang gebied, wat nogal vir my baie kenmerkend Afrikaans is, dat jy vir iemand die wang bied. En dit het vir Barry geweldig gekwets, en hy het toe vasgestel dat dit uitgelek het, binne ure. En hy kom sien toe vir my by Center for Applied Legal Studies. Ek het nog nie die AIDS Law Project begin nie. Dit het ek begin as gevolg van ons verlies in die verhoorhof.
Maar Barry het van my gehoor en ek was 'n uitgesproke jong gay man. I came out toe ek my praktyk begin het etlike jare tevore. So hy het hom na my toe gewend. Hy het natuurlik nie geweet dat ek self HIV het nie. Ek het dit nooit aan hom of Johan oorgedra nie, want dit was nie my rol nie. Dit was hulle saak en hulle issue en hulle belange wat voorop was en my eie status. Maar dit het my rol in die verhoor nogal baie kompleks gemaak, want ons het 'n regter wat vyandig was teenoor gay mense en teenoor vigs. Was hy geweldig vyandig. Dit was 'n injuria saak for breach of confidentiality, skending van vertroulikheid en van die hand gewys en toe op appel het 5 regters by monde van regter Louis Harms baie mooi uitspraak gegee wat die reg in die reine herstel het. Baie traumatiese ervaring vir Barry. Hy is tydens sy kruisverhoor, net toe sy kruisverhoor het begin het hy 'n insinking gehad. Hy het klaar die virus het sy brein bereik en hy is toe 'n paar weke daarna oorlede. Met sy kruisverhoor onvoltooid. Ons het die argument afgehandel en my kruisverhoor van die dokter en die dokter se getuies nadat Barry reeds dood was en Johan het sy saak oorgeneem as sy eksekuteur. Maar 'n traumatiese ervaring wat uiteindelik die reg is toe herstel in die appelhof, maar vir my ook 'n traumatiese ervaring wat help daartoe lei het dat ek uiteindelik gedink het ek kan nie meer hierdie ding nie in die openbaar sien nie, omdat ek was 'n kampvegter vir geen diskriminasie teen mense met HIV nie, maar ek het self HIV gehad. Dit was 'n anomalie wat geweldige emosionele koste vir my beteken het. Edwin, jy het geweldige werk gedoen ook tydens die Codesa onderhandelinge en die veelpartyt onderhandelinge met vigs en vigsbeleid en vigswetgewing en so en ek wens ons het tyd om daaroor te praat, maar dit is daarom baie goed gedokumenteer in boeke en so aan. Maar ek wil praat oor Desember 86 toe jy gehoor het jy's HIV positief. Ek kan my indink dat daai tyd dit geweldig gestigmatiseer is en baie onbekend was en so aan. Trouwens, ek dink dit was amper soos 'n doodsvonnis as jy in 86, 87 hoor jy is HIV positief. Ongetwyfeld 'n doodsvonnis. Die noodlotsyfer in AIDS was 100%. Daar was geen remedie nie. Daar is nie eers op daardie stadium AZT gewees nie. AZT het vir 'n kort wyle as iemand met vigs dit gekry het dit gehelp, maar toe dit ook ophou help. Maar dit was vir my 'n doodsvonnis. Dit was ook vir my 'n shame, 'n skande gewees. En ek het geweet ek sal nie 40 haal nie. Ek was 33 gewees. Ek sou beslis doodgaan voordat ek sou nooit demokratiese Suid-Afrika sien nie. En die ergste vir my was eintlik die skande, the shame. En dit het ek diep geïnternaliseer en ek dink dit is ook 'n belangrike ding by homoseksualiteit en by AIDS dat mense die buitestigma wat reëel is, dis werklik, dis nie denkbeeldig nie. Hulle internaliseer dit en jy vind 'n ego binne jouself van die verguising daar buite. En dit het my gery. Ek het vir jare lank het ek stil gebly. Ek het uiteindelik met een of twee genote gepraat. Uiteindelik met my sus gepraat en haar man in 1990. Maar dit was 'n traumatiese ervaring, ook omdat my dokter my sommer gebel het op 'n Vrydagmiddag uit Pretoria uit en gesê hy het iets om vir my te sê wat die verkeerde manier was om dit te doen. En die stigma is verhoog deurdat daardie tyd is dit gesien as 'n gay siekte, 'n gay issue en in Amerika en Suid-Afrika, ons het dit ook hier gehad, dat mense dit gesien het as 'n straf op gay seks, wat dit natuurlik nie was nie. En toe, kort daarna, het dit duidelik geword dat die grootste impak van die epidemie nie net in Suid-Afrika nie, maar wêreldwyd op swart heterofiele mense sou wees. En dis wat toe ook gebeur het. In Uganda,
daardie tyd is daar ontdek dat hele stadte, hele gemeentes uitgewis is deur die virus. Maar ons het gedink ons is immuun daarteen in Suid-Afrika, maar ons was nie. Na 1990, toe die uitgewekenis begin terugkom het, is daar 'n geweldige epidemie en ons het nou een van die grootste bevolkings, 7 miljoen plus. Ons het 13% van ons land wat HIV het. En die shame, die skande, die skaamte bly nog steeds. Ek is nog steeds die enigste amptdraer in Afrika wat praat oor my eie HIV. En dit ten spyte van die feit dat dit nou heeltemal hanteerbaar en behandelbaar is medies. Jy het toe 10 jaar lank eintlik baie hard gewerk en toe kry jy vigs. Hoe het jy daai 10 jaar lank sonder medikasie en behandeling, dit is nogal 'n lang tyd, jy weet, voor jy nou vigs gekry het en toe nou baie siek geword het met longontsteking en so aan. Ek was baie siek aan die einde van 1997, wat 'n good news story is, want ek is nou 28 jaar daarna. Maar ek moet net sê, by terugblik, ek dink nie ek was ooit gesond na my ontsteking nie. Ek het eers gesond geword nadat ek antiretrovirale medikasies begin neem het in November 97. En dis hoekom ek so 'n kampvegter geword het vir ARVs, omdat dit was vir my wonderwerklik dat my lewe vir my teruggegee is, en nie net my lewe nie, maar my gevoel van welsyn, my gevoel van gesondheid en kragtigheid. Hulle doen dit nou tereg, dat as jy gediagnoseer word, begin jy die volgende dag op ARVs. Jy word nie wag nie, jy wag nie tot jy siek is nie. En dis die regte ding om te doen. So dit was moeilik geweest, en om die geheim te hou was nog erger geweest. Ek het toenemend binne my binnekring 'n paar kollegas, 'n paar mederegters het ek vertel. Een regter, John Myburgh se broer is aan AIDS oorlede, en ek het in hom my vertroulikheid geplaas. Maar dit het uiteindelik vir my persoonlik onhoudbaar geword. Ek het met regter Arthur Chaskalson, wat die nuut aangestelde president van die nuwe konstitusionele hof in 1994 gaan gesels toe ek genomineer is. Trouwens, deur regter Frikkie Elof, die destydse regter-president van Transvaal, om regter te word. Ek het Arthur gaan sien, vir hom gesê, hy was natuurlik geweldig geskok, maar hy het bepeins, hy het gesê, gaan voort met jou aansoek, jy hoef nie daaroor uit te praat nie, wat vir my 'n geweldige verligting was. Chaskalson was ook instrumenteel in toe jy dit wel bekend gemaak het, en dit was net voor jy moes gaan vir jou onderhoude by die regterlike dienskommissie vir konstitusionele hofregter, wat jy toe op die ouend appelregter geword het. Korrek, 1999. Hy het my genooi vir 'n lunch by sy huis met hom en sy vrou Lorraine. En hy het toe vir my gesê, maar hoekom sê jy nie vir die regterlike dienskommissie dat jy HIV het nie? Dit was op die regte tyd gewees, want ek was al in wroging gewees oor hoe om dit my vriende Zaki Ahmed, wat ek bewonder en nog steeds bewonder, Simon Cody, wat kort tevore oorlede is in Desember 1998, Gugu Dlamini, 'n jong vrou wat heldhaftig met ongelooflike moed op Radio Zulu uitgepraat oor HIV is gestenig en met dolke gesteek totdat sy dood is in Umlazi in Durban. Ook in Desember, kort na Simon se oorlede. So dit was 'n goeie voorstel, maar nietemin vir my baie traumaties en baie moeilik geweest. Maar die goeie nuus is dat dit die beste ding is wat ek ooit gedoen het in my lewe. Mens kan amper nie glo daar was so tydperk in Suid-Afrika se geskiedenis nie, maar na die 19 verkiesing toe Mbeki oorvat en dit net absoluut chaos is. Dit was asof die Mbeki regering amper obsessief was om antiretrovirale middels, die voorsiening daarvan te keer. Honderde duisende miljoene mense is dood. Mens kan dit amper nie klein kry dat daar so 'n tydperk in ons geskiedenis was nie. Pieter, ek bly vir 'n oombliekie stil, want daardie tydperk is nou 'n verskriklike horreur werklikheid in Amerika. Jy het 'n president en 'n health secretary wat basies nuts is. Ek weet nie wat die mooi Afrikaanse woord is nie, maar ek gek. En President Mbeki het slegs oor die aard en herkoms en effek van gifs
van vigs en die sogenaamde nadelige effekte van antiretrovirale. So hy het homself beperk en dit was 'n rasse issue vir hom. Hoekom is dit net swart mense wat vigs kry, heterofiles, en nie ook blankes en Indiërs en kleurlingmense nie. En hy het gesê, "You're accusing us of having sex with gay abandon." Hy was verkeerd natuurlik, want daar's geen epidemie in Wes-Afrika nie. So dit is 'n epidemie wat onder heteroseksuele mense beperk is tot die Bantu sprekende volke van Sentraal en Suider-Afrika. So ek glo dat daar of 'n environmental element, 'n omgewingselement of genetiese element is, 'n genetiese kwesbaarheid. En ek dink daar's dokters en spesialiste wat dit ook glo. Ons weet nog nie maar ons gaan dit nog vind. Ons gaan vind dat daar 'n spesiale genomiese afwyking is in die volke van Suid- en Suider-Afrika. Nothing to do with sex, with how you have sex. Dit is wel waar dat gay mans baie meer seks gehad het. Toe my eerste mansgenoot Amerika toe is, in Augustus 1994, het ek vir die eerste keer in my lewe same-sex seks gehad, en ek het baie gehad, en dis hoe ek aangesteek is. Maar dit was nie die geval onder swart mense. Die gevaar onder jong swart mense is dat hulle baie meer kwesbaar is as 'n jong blanke man. So president Mbeki het verkeerdelik op die rasse aspek gehamer. Maar in Amerika is daar 'n volskaalse verwerping van die wetenskap en die mediese wetenskap en die navorsingsresultate, en dit is gek. So ons moet nie dink dat president Mbeki so sonderling was nie. En toe kom daar 'n grondwet hof uitspraak en ek het 'n onderhoud op beslag met regter Johan Kriegler gehad en hy het dit beskryf as een van die sake waarby hy ook betrokke was en voorgesit het, is die Nevarapine saak. Ja. En dit het letterlik Suid-Afrika se gang in daai stadium wat vigs betref en HIV betref verander. Daar was eintlik twee grondwetlike hofsaake. Die eerste een was Hofman geweest teen SAL, 'n jong gay man ook, waar die hof gesê het by monde van latere hoofregter Nobel dat dit onregmatig is om te diskrimineer teen mense met vigs. Dit was 'n baie belangrike uitspraak, en toe ook met groot verhaal van wetenskap. Al die wetenskaplike bewyse is voor die hof geplaas in beide sake. Het die hof toe gesê hulle moet die Mbeki se regering baie moedige besluit moet begin Nevarapine beskikbaar maak aan moeders wat sou baar. En dit was 'n aanduiding dat die hof vir Mbeki se regering later sou, as hy nie verander nie, later sou beveel om antiretrovirales beskikbaar te maak. So dit was 'n geweldige belangrike besluit van die konstitusionele hof teen die Mbeki regering. Watter van die sake terwyl op die bank was, van Hooggeregshof, Appelhof tot die konstitusionele hof, was vir jou uit 'n regsoogpunt monumentaal, of sal jy altyd onthou? Ek sou twee noem. Die eerste is die beslissing in Glenister, wat nou tragies relevant is met die openbarings in die polisie en misdaadsintelligensie, waar adjunkt hoofregter Moseneke het 'n uitspraak geskryf wat uiteindelik 3 ekstra regters gekry het. Ons het dit nie verwag aan die begin nie, maar een vir een het die regters oorgestap van ons, van die uitspraak wat hoofregter Nobel geskryf het, wat na die ander kant toe sou gaan. Dit was toe 'n 5-4 uitspraak wat gesê het daar moet 'n onafhanklik en effektiewe en goed toegeruste anti-korrupsie eenheid wees in Suid-Afrika. En dis nooit gedoen nie. Dis nou 14 jaar terug en ons sukkel nog steeds omdat dit nie gedoen is nie. Daardie uitspraak in Glenister is nie volvoer nie. Van die regters wat toe afgewyk het later kom sê dat die meerderheidsuitspraak korrek was, wat dit wel was. Maar is nooit vervul nie. Nie deur die parlement nie, nie deur die regering nie. Ons het die Hawks wat maar 'n tandlose en die bestuur van misdaadsintelligensie en die bestuur van die Hawks was ook maar oneffektief geweest.
Dis die een wat ek sou noem en dis nou nog vir ons moontlik met gepaste leierskap, effektiewe vasberade leierskap om dit reg te stel. Of ons dit het is 'n ander saak. Die ander uitspraak was nie een wat ek geneem het nie. Dit is 'n uitspraak genoem Mankai. Meneer Mankai het vir dekades lank in die goudmyne gewerk. En hy is toe terug Transkei toe met 'n long siekte, 'n dodelike longsiekte. Hy is toe dood. En hy het R15,000 kompensasie gekry onder die destydse skema vir mynwerkers. In Mankai het die konstitusionele hof besluit na 'n teenoorgestelde beslissing in die Hooggeregshof en in die Appelhof dat die algemene kompensasie bestel ook van toepassing is op mynwerkers. Dit was 'n baie groot beslissing gegee deur my kollega regter Sisi Kampepe, wat ek ook net gou wil sê, een van die moedigste, braafste regters is met wie ek die voorreg gehad om te werk. Sisi Kampepe, sy is die een wat die uitspraak gegee het teen Zuma, dat hy moet tronk toe gaan. Ongelooflike, dappere regter. Maar sy het die Mankai uitspraak gegee, wat daartoe gelei het, dat die mynmaatskappye 'n fonds van bykans die 10 miljard rand bymekaar moes sit, en nou kan daar behoorlike kompensasie aan die wat oorly het of siek is nou aan die longtoestande, longkwale wat mense in die myne opdoen. Ek het gelees van 'n uitspraak of 'n saak waar jy die voorsittende beampte was, regter was, wat jou nogal emosioneel gemaak het. En dit was 'n vrou wat 'n verkrachtingsklagte jare na dit verjaar het eintlik al gebring het. Ja, dit was 'n ongelooflike saak in Bloemfontein en dit het ook die reg verander. Dis 'n vrou wie se oom haar van die ouderdom van 6 jaar seksueel aangeval het. En van haar 11-jarige ouderdom het hy volledige geslagsomgang met haar gehad. Tot sy 16 of 17 was. Die oom was 'n gegoede mens, hy het op die strand in die strand gebly in 'n pyp woonstel. Hulle was redelik armoedige mense en almal het hierdie wanpraktyk gesluier omdat die oom so weldadig was met sy welstand. En sy het na jare van terapie het sy tot selfbesef gekom en sy het besluit dat sy hierdie oom moes konfronteer. Hy was toe al in sy 80's, maar die wet op verjaring het gesê dat jy 3 jaar het nadat jy 21 word as jy as kind 'n misdaad of 'n onreg ervaar het. En sy was lank daar verby, 15 of 16 jaar, want sy was amper 40 gewees. En ons het dit verander. Dit was 'n uitspraak van regter Jonathan Hare, waarin ons almal saamgestem het. Aanvanklik was dit net ek en regter Belinda van Heerden wat sterk gevoel het dat die reg moes verander. Ons moes die verjaringswet interpreteer wat die subjektiewe blok van 'n kinderoorlewende van kindermishandeling, as hulle tot besef kom, dan begin die verjaring loop. As hulle niks doen nadat hulle besef dis nie hulle skuld nie. Want hierdie vrou het vir haarself hoe kan 'n kind dit hanteer, 'n 6-jarige kind, anders as om te sê dit moet my skuld wees, ek moet dit wil hê, ek was aandadig en daarom bring hulle nie 'n aksie teen die kwaaddoener nie. So sy het op die ouderdom van 40 besef dat dit nie haar skuld is nie. En toe bring sy die aksie en ons gesê die verjaring loop nie teen nie. So dis 'n goeie ding, want as daar mense nou is wat vandag na ons luister en wat Peter met 'n jong kind, onthou daardie kind kan jou oor 30 jaar nog agtervolg, reg agtervolg en vir jou laat vervolg. Ja, jy kan aankla. Ja. Regter, ons tyd raak 'n bietjie min, maar daar's so een of twee goed wat ek nog moet aanraak. Die een is die Thabo Bester saak. Jy kan amper nie glo dis werklikheid nie. Dit was werklik beyond belief, buiten geloof, beyond ongelooflik. En dit is so, soos jy gesê het, Pieter, ek het dit aanhang gebring by die departement, by die polisie, by die hoks, by die
G4S, die maatskappy wat so skandelik opgetree het, wat in beheer is van Mangaung waar Thabo Bester ontsnap het, en niks het gebeur nie. Ek was die beriggewer, maar dis ground up geweest. Nathan Geffen en sy personeel, Marisha Diamonds en Daniel Stein. Dis hulle werk wat dit alles aan die kaak gestel het. Maar dit is so dat as ek nie my kennis, my inside knowledge, my binnekennis gebruik het nie, sou niks gebeur het nie. Thabo Bester sou nou nog miskien vir verdere vrouens verkrag of vermoor het en beslis sou hy nog verdere vrouens gekil het. Edwin, hoë bome vang maar die meeste wind en daar was maar omstredenheid ook. En ek dink veral nou, as ek dink aan die laaste jare toe ek kanselier word by die Universiteit Stellenbosch, was daar ook die Afrikaanse ding in die hofsaak wat toe nou aan die gang was daaroor wat daar 'n bietjie omstredenheid oor was. Maar ek dink die mees onlangse ding was die Wilgenhof kwessie en jy was primarius jare gelede en nou is jy kanselier en jou sin vir geregtigheid dink ek het ingeskop want jy het nie net stil gebly en gekyk hoe dinge ontvou nie. Jy het uitgepraat. Ja, en natuurlik was ek betrokke by Wilgenhof, maar ek was meer betrokke by die eerlikheid en die sindelikheid van die universiteit. En daar was 'n rektor toe, 'n fisiekanselier wat Koos Becker en Johan Rupert, my voorganger as kanselier, en toe ek as 'n leienaar bestempel het, 'n onverskrokke leienaar wil ek sê. Hy het my ook gelieg en bedrieg, wat baie jammer is, maar wat gebeur het is dat 'n verslag wat van 'n paneel wat gesê het Wilgenhof moet gesluit word, het geëindig met 'n paragraaf wat sê 'n ander uitweg wat vir die paneel aantreklik, aanloklik is 'n dialoogproses. Daardie is op aandrang van die mense in beheer op Stellenbosch en is uitgehaal in die finale. En toe ek dit hoor, het ek vir die rektor, vir Wim de Villiers, die geleentheid gegee. Ek skryf toe vir hom, ek sê, hier, wat gebeur het hier, maak 'n openbare verklaring, sê jy het gefouteer, hy het geweier. Ek het uiteindelik toe, na baie smartvolle betragting, het ek besluit om 'n eedsverklaring, maande daarna, toe hy nie uitkom en toe die raad toe besluit om Wilgenhof te sluit. Hy en die raadsvoorsitter het my nie ingelig dat daar klaar besluit is deur die uitvoerende komitee van die raad om Wilgenhof te sluit nie. So ek is om die bos gelei en ek het dit toe alles aan die kaak gestel in my eedsverklaring wat toe gebruik is deur die Wilgenhof Bond en die ouers van die inwonende mense van Wilgenhof om 'n skikking te kry om ek dink die oneerlike besluit, ek dink die raad is fundamenteel mislei. Dit was dus eintlik 'n ongeldige besluit, maar 'n baie dwaase besluit om Wilgenhof te sluit. En dit was 'n smartvolle tyd, maar ek dink dat die waarheid en die geregtigheid het uiteindelik geseëvier. Ek dink jy moes al baie dinge, soos ek het nou gesê, deur fisiekanselier het jy beskuldig van oneerlikheid, maar ek het hom beskuldig van oneerlikheid. Het hy nie vir jou en Johan Rupert en Koos Becker? Laat ek weerstel, Koos Becker en Johan Rupert het voordat ek kanselier geword gesê dat Wim de Villiers is 'n leienaar, dat hy vir hulle gelieg het. Ek het dit toe self persoonlik ervaar dat Wim de Villiers 'n leienaar is. Ek het een rubriek geskryf van 'n baie groot nuuswebwerf se redakteur wat geskryf het oor jou en sommer jou verlede, die feit dat jy in 'n kinderhuis was, jou seksualiteit en al daai tipe van dinge probeer bysleep het as 'n rede vir hoekom jy dan nou sou sê, maar wat hier gebeur is nie reg, ten minste prosedureel nie reg nie. Dit was 'n groot fout aan die kant van daardie redakteur, 'n baie kragtige posisie, een van die grootste media netwerke in die land. Daardie einste redakteur het al baie foute gemaak met die jong vrou op Schweizer Reneke, met die wat verkeerdelik beskuldig is van rasisme, wat hy toe ook beskuldig van rasisme, die twee jong meisies wat purper gesigte gehad het, wat toe geskort is uit Stellenbosch verkeerdelik, hulle het nie blackface genoem, waar daardie einste media, so daar's 'n hele reeks foute, en hy het basies 'n vendetta teen Wilgenhof gehad, wat vir my, soos hy gesê het, hy verstaan nie dat ek
verknogtheid aan Wilgenhof het nie. Ek verstaan ook nie die vendetta wat News24 en meneer Besson teen Wilgenhof gehad het. En ek hoop hy berou dit, want dit was 'n groot fout geweest en om rond te krap in my verlede om te vind hoekom ek trots is op 'n verbintenis met 'n baie mooi en pragtige instelling wat deel is van Stellenbosch se geskiedenis. 'n Instelling wat wel skandes het en skadu's het soos die res van Stellenbosch, maar nie uitstaan nie. As hulle Wilgenhof wou sluit, moes hulle eintlik al die koshuise op Stellenbosch sluit en iemand het dit ook so gestel. Wat dink jy van Suid-Afrika 30 jaar na demokrasie? Veral sê nou maar die regstelsel. Ons het nou die Matlanga kommissie, nie net die regstelsel nie, die hele strafregstelsel eintlik, van die polisie tot aanklaers tot landdroshowe, streekhowe, Hooggeregshof, Appelhof en die Grondwethof. Ek dink is 'n benarde tyd. Ek dink ons is in erge gevaar. Ek dink die kriminele syndikaate het 'n houvas tot in die kabinet op leidende figure in ons demokrasie, ongetwyfeld in die polisie-leierskap. Ek dink ons moet met omsigtigheid luister na die getuienis, want ons hoor tot dusver het ons een kant gehoor. Wat ons nie gehoor het nie is wat byvoorbeeld Mary de Haas van die Universiteit KwaZulu-Natal sê dat die Political Killings Task Team in KwaZulu-Natal toeslaan op die wat die gewere in hulle hand het, maar die politieke aanvoerders, die politieke mense wat die bevele gee, beskerm. So dit moet nog alles uitkom, maar dit beteken dat ons demokrasie in nogal 'n jammerlike toestand is, maar soos ons in die boek oor die tronke bepleit, daar's niks wat ons met ons eie moed en ons eie bedrewenheid en ons eie vasberadenheid nie kan regmaak in hierdie land nie. Ons kan selfs die korrupsie regmaak. Ons het leierskap daarvoor nodig wat tans ontbreek. Want dit gaan erge leierskap verg om korrupsie hok te slaan, maar dit kan gedoen word. Ons kan die state-owned enterprises kan ons regmaak. Dit gebeur stadig met Transnet en met Eskom en met 'n paar ander, maar dit kan op baie groter skaal gebeur. En dit kan nog gebeur of dit gaan gebeur, is dit 'n onsekere tyd en dis hoekom ons demokrasie tans in gevaar is. Waaroor is jy spyt in jou lewe? Ek het in hierdie onderhoud gesê dat ek wens dat ek meer uitgesproke was as jong man op Stellenbosch, maar dit was 'n goeie les vir my om later nie onuitgesproke te wees nie. Ek sou sê, Pieter, dat ek spyt is dat ek HIV het. HIV is deel van my lewe die afgelope 40 jaar. Ek is trouens in Paasnaweek 1985 het ek besmet geraak. So dis 40 jaar in 'n paar maande. Maar mens kan nie sê dat jy jammer is dat jy gay is of dat jy HIV het of dat jy 'n blanke persoon in Afrika is, want dit is deel van jou. En ek het nie gekies om HIV te kry en dis deel van my gay wees is deel van my. So waaroor is ek spyt? Is natuurlik mense wat ek afgejou het of te nagekom het. Maar ek sal diep dink oor jou vraag. En trots, is daar iets waarop jy trots is? Ek is baie trots op my familie. My sus het vir my begin sorg toe ons ma weer getroud en weggetrek het toe ek in Standaard 9 was. Sy het vir my maaltye gegee elke dag en my kostoebroodjies vir lunch op skool gemaak. Haar 2 kinders is ek baie naby aan. Ek is trots op my vriendekring. Ek is trots dat ek 'n genoot het, 'n gade het in Glanvlamnisie met wie ek al dis 10 jaar terug van ons begin date het, uitgaan het en hy sal 7-8 jaar wat ons saam woon. So ek is trots op die persoonlike elemente in my lewe wat diep bronne van verryking en vergenoegdheid in my lewe is. En ja, ek mense laat my trots voel. Hulle loop my raak in winkelsentrums of op vliegtye
en hulle noem dat my boeke miskien 'n keerpunt in hulle lewe was of dat 'n toespraak wat ek gegee het of 'n onderhoud wat ek gevoer het vir hulle verander het. Ek voel nie trots daaroor nie, ek voel dankbaar dat mense dit vir my sê. Ek het 'n diepe gevoel van dankbaarheid dat my lewe die gang geloop het wat hy wel geloop het. Na armoede, na geyskap, na besmetting met HIV, het ek baie rede vir dankbaarheid dat ek nog gesond is en nog voel dat ek 'n bydrae maak. Toe jy 1997 met vigs gediagnoseer is, was jy oortuig dat jy sou sterf? Jou simptome was baie erg. Ek weet jy het gesê jy moes in 'n stadium in die rondgaan of in vereniging, dan lê jy op die regterskantoor op die vloer net in die middagete breek net om krag te kry en so aan. En toe nou, goddank vir die antiretrovirale medisyne. Jou suster wat vroeg oorlede is, wat dink jy van verganklikheid en die dood? So Pieter, nog 'n mooi vraag. Ek dink elke dag aan die dood. Ek is 72. Nooit ooit verwag dat ek 72 sou word nie. Ek is in baie goeie gesondheid. Ek ry fiets. Elke keer as ek op Johannesburg se paaie gaan op fiets, is die adrenalien hoog. Maar ek was dodelik siek gewees aan COVID. Ek was in die hospitaal opgeneem, baie siek gewees, wat ek trouens op Stellenbosch gekry het. Ek het 'n sterk vermoede dat ek by Wim de Villiers gekry het, en ek het dit ook vir hom gesê. Hy het 'n ete gegee by sy huis vir die uitvoerende bestuur, en ons moes dit nie gehad het nie. In die hoogste tyd voor die inenting teen COVID. So daar het ek ook weer aan die dood gedink. Maar en baie van my mense, Max Loubser, 'n professor op Stellenbosch, wat ek goed geken het, ook 'n Rhodes skolier was. Hy 76, weet 4 jaar ouer as ek. Plotseling op sy fiets 'n week of 2 oorlede, soos ek vroeër genoem het in hierdie onderhoud. So ek dink baie daaraan, en ek dink sterflikheid, ons moet dit omhels. Mens moet vooraf beplan, jy moet 'n advanced living will hê, jy moet advanced directives hê, jy moet 'n testament hê, en die feit van sterflikheid, miskien nie met jubeling en blydskap nie, maar wel met besadiging moet mense omhels. Regter Edwin Cameron, baie dankie vir die tyd wat jy afgestaan het om vandag te gesels. Dit was regtig 'n voorreg om met jou te gesels. Baie dankie. Baie dankie. Elke Dinsdag gesels ek met nuusmakers, planmakers, bekendes en berigtes. Laat weet ons wat jy dink in die kommentaarveld onderaan hierdie pot gooi, of stuur 'n e-pos aan info@rsg.co.za. Onthou om die follow knop hierbo te druk en kom gesels elke Dinsdag, land en sand.